Een van die moeilikste dinge in die lewe is om te wag. Ek haat wag. Ek is die ergste. Ek haat dit om in 'n tou te staan. Ek haat dit om te wag vir my KFC. Ek haat wag. Ek haat wag. Enigiemand? Hande, is dit net ek? Is julle almal weer soos ek? Ja, dankie tog. Dis hard. Dis hard om te wag, veral as jy moet wag op God. Dan sê van julle, sit voor hier en jy wag al lank vir iets wat jy vir die Here vir gebid het. Jy wil trou man. Jy wag dat 'n hot girl by die kerk kan stap. Van julle sit vanmôre hier en jy wag om swanger te word. Van julle wag om genesing te kry vir depressie. Van julle sit vanmôre hier en jy wag om net uit skuld uit te kom. En van julle wag al so lank dat ek kan amper myself redeneer dat baie van julle sit vanmôre hier en jy sê Erik, wonder of daar nog 'n God is. Wonder of hy bestaan. Wonder of jy van hierdie wonderlike man vertel, maar ek voel hom nie, want waar is hy? Ek wag en ek wag en ek wag. Ek wil net vanmôre kom wys dat Jesus weet presies hoe jy vanmôre voel. Hy moes ook gewag het op God. Ek kan myself nie, ek kan Jesus se gedagtes lees nie, en ek gaan ook nie probeer vanmôre om Jesus se gedagtes te lees nie, maar ek kan myself net vanmôre vir 'n oomblik indink, Jesus gebore op 'n missie. Die Vader stuur hom, God stuur hom met 'n missie. Go into the world, go preach the gospel. Maak seker dat mense word gered. Gee lewe in oorvloed. Doen al hierdie amazing stuff. Op 'n missie. Vir 30 jaar lank moes hy wag. Vir 30 jaar lank moes Jesus wag voordat hy iets kon doen. As jy vanmôre sit en jy voel ongeduldig, Jesus moes vir 30 jaar wag. Hy weet hoe jy voel. Snaaks genoeg, ek lees Johannes, die boek van Johannes. Lees ek 'n bietjie deur. En Johannes, een van Jesus se disippels, het die boek geskryf. Hy's obsessed met tyd. Oral, as jy nou gaan lees, sal jy agterkom, hy het die woord tyd seker omtrent 35 keer op verskillende maniere en verskillende plekke gebruik, die woord tyd. Bo op die 35 keer het hy Jesus 7 keer gequote wat die woord tyd gebruik het homself. Byvoorbeeld, Jesus het gesê, my tyd het nog nie gekom nie. Dis nog nie tyd vir my om te beweeg nie. Johannes is obsessed met tyd. En in Johannes 2 kry ons hierdie storie waar Jesus by 'n troue is en ewe skielik raak die wyn klaar. En dis die hele storie waar Jesus die water in wyn verander. Nee, kom ons, wyndrinkers se gunsteling storie. Jesus het onder wyn verander. Ek mag. Alright. En ander mense redeneer, ja, maar dis non-alcoholic wyn. Ek is soos, whatever. Ek gaan nie nou met jou lager redeneer nie. You do you, alright? Maar hoor hierdie storie in Johannes 2 vers 3 gaan die storie. Toe die wyn opraak, sê Jesus vir sy moeder. Sê Jesus se moeder vir hom. Hulle het nie meer wyn nie. Nou, ek vind hierdie snaaks, want dit klink soos 'n statement. Hulle het nie meer wyn nie, maar wat dit eintlik is 'n opdrag. Jesus se ma sê vir hom, hey, ek wil hê jy moet iets omtrent doen. En hoe weet ek dat dit so is, want ek's 'n man. En 'n man sal saam met my kan stem, as jy 'n vrou vir jou sê, die asblik is vol. Dit klink soos 'n statement, maar dit is eintlik 'n opdrag. Sy opdrag jou om die asblik skoon te maak, hoor dan? Maar die skorrelgoedwasser is nie uitgepak nie. Okay, ek sal dit gaan doen. Ja, maar, so hier is die storie, né? Jesus kom, sy ma kom nou om te sê, oor die wyn is klaar. Jesus, okay. Hoor, gaan die storie gaan aan, vers 4. Maar hy sê toe vir haar, waarom sê jy dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Sien wat Jesus hier eintlik kom bedoel is, hy sê, wat hy eintlik bedoel is, hy sê, God se tyd vir my het nog nie gekom nie. Ek moet nog eers 'n rukkie wag, ek wag vir die groen lig van God om eers te kan begin. 4 keer in Johannes het Jesus hierdie selfde woorde gebruik, my tyd het nog nie gekom nie. Dit is moeilik om te wag. Veral as jy weet dat Jesus dit kan doen.
En hy het dit nog nie gedoen nie. Dis moeilik. En dan is dit normaal vir my en jou, as mens, om die vraag te begin vra, maar Here, waar is U? Staan nie ooit. Hoekom doen jy iets omtrent dit nie? Ek wil vandag probeer om hierdie antwoord vanmôre vir jou te beantwoord. Op die beste manier wat ek kan doen. Ek begin by, wat doen God terwyl ek en jy wag? Wat doen God? Nie ek en jy, wat doen God terwyl ek en jy wag? En dis goeie nuus. Die eerste goeie nuus is, dat God is reeds besig om te werk terwyl jy wag. Dis goeie nuus. Terwyl jy wag, is God besig om te werk. Terwyl jy God vertrou en terwyl jy op dit wat jy soek vir God wag, sê die Bybel duidelik dat God is aan die werk. Hoor wat sê Jesaja? Dan gaan ek jou wys. Van ouds af tog het niemand dit gehoor of verneem nie. Geen oog, hoor mooi, het 'n God gesien wat werksaam is vir wie op hom wag nie. Met ander woorde, ek kan vanmôre met 'n baie duidelikheid sê, while you waiting, God is working. Okay? So terwyl jy wag, is God besig om te werk. Terwyl jy soek, is God besig om te werk. Okay, Here, maar hoe werk God? Wat doen hy? En my beste antwoord vanmôre is, ek weet nie, maar hy werk aan wat ook al jy nodig het van jou. Hy werk aan wat ook al jy soek. Terwyl jy wag, is God besig om te doen wat jy so graag soek. God werk daaraan, want dit is dalk nog nie gereed nie. Daai spesifieke ding wat jy so soek, dis dalk nog nie gereed nie. Okay, maar Here, maar waarom vat God so lank? Ek weet hy kan dit doen. Hoekom vat hy so lank? Hoekom doen hy dit nie? Hoe lank bid ek al vir my man, maar hy bly op. Hoe lank bid ek nie al vir my depressie nie, maar ek battle steeds daarmee. Here, hoe lank bid ek al nie vir hierdie migraines om weg te gaan nie, maar elke liewe dag daarvan is dit 'n gesukkel. Hoe lank nog, Here? Antwoord weer eens daarin, ek weet nie hoe lank nog nie. Maar ek weet dat God is besig om te werk. God is besig, while you waiting, God is working. Of hy is besig om aan te werk, want dit is nog nie gereed nie. Of dalk is God besig om aan te werk, want jy is nog nie gereed nie. Dit is nie gereed nie. Of jy is nie gereed nie. En God is besig om aan jou te werk, en aan my te werk, voordat hy kan doen wat ek en jy soek. En ek het al agtergekom, baie keer in my lewe vra ek, Here, hoekom nie? Ek het al baie keer in my lewe op my knie neergeval in my kantoor en gesê, Here, nou soek ek dit. Dan sê die Here, nee, jy gaan dit nie kan hanteer nie, ou. Jy gaan dit nie kan doen nie. Hoeveel van ons is nie al op plekke waar ons sê, Here, asseblief, maak my geld meer. Ek soek R60,000 'n maand. Dan sê die Here, maar jy kan nie eens die R30,000 wat jy nou het hanteer nie, ou. Here, asseblief, maak my 'n influencer. Ek wil mense invloed. As ek in die dorp loop, wil ek hê mense moet weet wie ek is. Maak my influencer. Dan sê Here, soos ek kan nie, ek wil eens in jou karakter bou. Ek wil eens iets in jou doen, voor ek iets in jou gemeente kan doen. Ek wil eens iets in jou doen, voor ek jou 'n influencer kan maak, want ek is so bang, jou talente neem jou na plekke toe, waar jou karakter dit nie gaan handle nie. Ek wil eens iets in jou doen. Dalk wil Here vanmôre iets in jou doen. Ek sien dit in die bediening. Ek en Jock, toe ons nou Randfontein toe geraai het, teruggery het, ons lekker over gesê. Ek sien dit nie. Here, hoekom nie net by eie gebou nie? Ek is al so moeg van generators. Sê, nee, Erik, take it slow, bro. Ek wil iets in jou doen. Jy gaan dit nie kan handle nie. Jy gaan nie nou nog meer. Jy gaan nie nou nog 'n kerk kan handle nie. Jy gaan nie nou nog kan. Chill net eers 'n bietjie. Kom ons bou eers 'n team saam met jou. Kom ons bou eers mense saam met jou wat saam met jou omgee. Kom ons bou eers ouens saam met jou. Kry 'n sterker span rondom jou wat saam met jou kan werk. Dan I'll send the people. Dalk wil God eers iets deur jou doen voor hy iets deur iemand anders te doen. Dalk wil hy jou eers leer om op hom te begin vertrou. Dalk wil hy jou eers leer om net weer faithful te wees met dit wat jy tans het, voordat hy vir jou nog R30,000 salarisverhoging kan gee. Dalk wil hy iets in jou doen. Saulus, seker een van die beste voorbeelde. Saulus,
Hy Christene vermoor. Daai man, dit was 'n ou, hy het 'n Christen gehad, hy het kerke gehad. Men Saulus was nou die ou wat na kerke toe gegaan het en generators afgesit het. Dit was nou daai ou. Right? Hy het gegaan, generators afgesit, drade geknip, laat die band kan sing. Dit was daai ou. Hy het Christene gehad, hy het kerke gehad met sy lewe. En op pad Jerusalem toe, op pad om 'n kerk te gaan aanvat en te gaan doodmaak en mense te gaan vermoor, kom hy op die pad van Damaskus en hy ontmoet Jesus. En hy ontmoet Jesus so radically, hy net daar en dan gee hy sy hele lewe oor vir en hy word radically gesave deur Jesus. En Jesus kom en sê, hoorie, Saulus, jy's nie meer Saulus nie, ek noem jou nou sommer Paulus, en hy kry die nuwe naam Paulus. En Paulus is gereed, Paulus is nou gaan ek begin bedien, nou gaan ek begin mense change, nou wil ek begin die woord uitgee, go, send me, Lord, here I am, Paulus, ek wil dit doen. En die Bybel sê, jy gaan weekie môre, vir 'n dekade, 10 jaar lank, Paulus niks gedoen nie. Vir 10 jaar lank moes Paulus tente bou, terwyl God eers iets in sy karakter moes bou, voor hy iets kon uitdoen. Vir 10 jaar lank. Vir 10 jaar lank het Paulus uitgeskree, Here, send me now, I want to go. En dan sê die Here, no, take it slow. Vir 10 jaar. Vir 10 jaar lank. So wat doen God met my, wat moet ek doen terwyl ek op God wag? Ons het nou gehoor wat God doen as hy wag. Terwyl jy wag, kan ek vir nou kan as eerlik duidelikheid sê dat God is besig om te werk. Okay, Erik, so wat moet ek doen terwyl ek wag? Wat moet ek doen? Dit is baie mooi, moenie die wagtyd mors nie. A waiting season is never a wasted season. So terwyl jy wag, soek God meer. Terwyl jy wag, surf. Maak soos 'n kelner, surf. 10. Hê hom lief. Hê ander lief. Here, maar ek wag, surf. Maar ek wag, gee. Ja, maar ek wag, bedien. Ja, maar ek wag, bid. Vertrou God. Doen meer. Soveel van julle wat vanmôre sit en jy wag vir genesing op 'n huwelik of jy wag vir genesing of jy wag vir 'n bonatuurlike aanraking van God. En ek wil vanmôre vir jou sê, moenie hierdie wagtyd mors nie. Surf. Gee. Groei. Wag. Soek God meer. Soek God meer. Wagtyd is nie maklik nie, julle. Ek kan onthou toe die Here my geroep het, dis klein seentjie die Here my geroep. Ek het geweet eendag, ek het geweet, Here, ek gaan groot goed doen. Ek het dit geweet, ek nou nog. So ek sê, Here, ons gaan in Kreersdorp, gaan ons enige plek kry wat mense gaan vra, wat se plek is daar? Dit gaan 'n plek van loop wees en dit gaan 'n amazing plek wees. Saterdag moet ek met my hande in die toilet grou. So moenie laat ek hande op julle vanaand lê. En die toilet is geblok. Ja, maar jy stuur my dan so mooi. Jy het gesê, gaan die wêreld change. Wat? As julle almal huis toe gaan, moet ek die generator terugvat. Uitplak, hande vol olie. Here, asseblief, sê Erik, wow, wil jy iets in jou doen? Dan wag ek maar, dan serve ek maar. Dan vat ek maar die generator, dan haal ek maar vir al die meisies bad kom uit. Manne, haal ek goed uit daai, dis verskriklik. Verskriklik. Maar ek doen dit maar. Ek wil jy vanmôre kom bemoedig. God se tyd is die perfekte tyd. En ek wil jy so 'n bietjie van 'n geskiedenisklas gee vanaf die tuin van Eden, waar Adam en Eva tot by die geboorte van Jesus. Wil ek jy so vinnige geskiedenisklas gee. Want die wêreld het altyd geweet Jesus gaan kom. Die wêreld het altyd geweet. Hulle het altyd geweet Jesus gaan kom. Altyd. Hulle was heeltyd, generasie na generasie het hulle geweet, die Messias kom, die Messias kom, die Messias kom, die Messias kom, die Messias kom. Almal het dit geweet. Maar wat hulle nie geweet het nie, is wat die wêreld was net nie gereed vir Jesus om te kom nie. En daar was 'n tydperk hulle noem dit die intertestamentêre tydperk. Dis 'n groot woord. Dis van Maleagi, dis nou waar die Ou Testament eindig, as jy nou die Bybel ken, en dan was daar 400 jaar niks tot by Matteus. Hulle noem daardie die intertestamentêre tydperk. Dit was 'n 400 jaar tydperk waar Jesus net stil was, dit was doodstil, daar het niks gebeur nie, niemand het gepraat nie, die God het nie homself bewys nie, profete het nie gepraat nie, dit was doodstil. En jy sit ook vanmôre hier en jy voel so. Here, waar is hy?
Voel vir jou of dit stil is. Voel vir jou, niemand ken jou nie. Niemand voel vir jou asof net niks gebeur nie. Voel net vir jy's net soos Here asseblief, gee maar net 'n teken. Al moet dit 'n hartjie wees, al moet dit 'n butterfly wees wat op my hemp kom sit. Al moet dit iets wees, wys my net iets, Here, asseblief. Ek soek net iets. Dit voel asof U stil is. Ek wil net vanmôre kom herinner dat because God is silent doesn't mean He's absent. En omdat God stil is in jou lewe, beteken dit nie hy is afwesig nie. God is alreeds besig om te werk vir alles ten goeie, laat alles ten goeie werk vir die wat hom liefhet. Galasiërs 4 vers 4 sê eintlik hierdie mooi woorde. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het. Met ander woorde, op die presiese regte tyd het hy sy seun gestuur. Hy het 'n vrou gebore en van sy geboorte af was, het hy aan die wet onderworpe. Op die presiese regte tyd. In hierdie 400 jaar waar mense gevra het, maar waar is hy? Op die regte tyd het God sy seun gestuur. En as jy so 'n bietjie vir 'n oomblik gaan terugstaan en jy gaan kyk na daardie tyd, kom ek wys jou vinnig dat 3 dinge gebeur. In daardie tyd van 400 jaar het mense anders te begin leer. In plaas daarvan het hulle net alles aanvaar het hulle begin die regte vrae vra. En as gevolg van al die vrae wat gevra het hulle toe besluit om die Ou Testament wat net in Hebreëus geskryf is, 280 voor Christus, het hulle die Ou Testament vertaal in Grieks. En toe kon 'n groter meerderheid mense die Bybel begin lees as gevolg van die feit dat dit in Grieks vertaal is. En toe alles daar georganiseer is en alles is daar reg, toe kom Alexander the Great. Hy kom toe aan bewind en hy het 'n passie om ewe skielik brûe te bou en paaie reg te kry sodat mense van kontinente en van dorpies na mekaar toe kan beweeg. En toe alles gereg is. Die Bybel is vertaal. Mense in Grieks kan verstaan. Die wêreld is reg, die paaie is gebou, daar's brûe op die regte tyd. Toe stuur Jesus sy seun. As hy dit voorheen gedoen het, dat ook mense nie verstaan nie. As hy dit ook voorheen gedoen het, kon mense net in een dorpie gebly het, en mense kon nie na ander plekke toe gegaan het nie, want daar was nie genoeg paaie nie, wat ook al, maar op die regte tyd, nie te vroeg nie, nie te laat nie, op die presiese regte tyd. Baie mense het gevra, Here, maar waar is hy? Hoekom kom hy nie? Here, wanneer kom hy? En God was reeds besig om te werk, sodat alles kon regwerk. Dalk sit jy vanmôre hier en jy wag. Here, maar my gebed is nog nie beantwoord nie. Here, hoe lank moet ek nog wag vir my kind? Here, ek bid al so lank vir my kind om my terug te kom na U toe. Here, hoe lank moet ek nog? Ek wil so graag swanger raak, Here. As dit die wêreld se geld, ek kan my kind die beste lewe gee wat hy wou. Hoekom kan ek nie swanger raak nie? Here, hoe lank wanneer kan ek 'n regte werk kry? Wanneer kan ek 'n nuwe kar kry? Here, wanneer kan ek begin gewig verloor? Here, wanneer kan ek my badkamer oordoen? Here, wanneer is dit my beurt om 'n kans te kry? Here, wanneer kan ek 'n leier word? Here, wanneer gaan hulle my raak sien by die werk? Ek voel vanmôre vir jou of jy silent treatment kry. Ek voel vir jou of God vir jou silent treatment gee. Kan ek jou vanmôre remind is, omdat God silent is, beteken dit nie hy's nie betrokke nie. Hy's lief vir jou. Hy ignoreer jou nie. Hy verwerp jou nie. Hy het nie van jou vergeet nie. Dalk is dit wat jy soek nog net nie reg nie. Dalk is jy nog nie reg nie. En God wil iets in jou doen. Of dalk slegte nuus. Dalk gaan dit nooit gebeur wat jy graag soek nie. Want hy bly God. En ek en jy kan hom nie change nie. En ek en jy kan nie vir hom sê wat hy moet doen nie. Hy bly God. En hy sal alles ten goeie laat meewerk. Weet nie. Jesaja 55. My gedagtes is nie julle gedagtes nie. En julle optrede is nie myne nie. En so sê die Here, soos die hemel hoër is as die aarde, soos my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes. Kerk, as jy vanmôre wag, God is besig om te werk. Dalk werk hy aan dit, dalk werk hy eers aan jou, of dalk gaan dit net nooit gebeur nie. Sy planne is hoër as my en jou planne. En sy weë is hoër as my en jou weë. En hy bly God. Hy het die ewigheid in gedagte. Ek en jy is nie hier sodat hy my en jou serve nie. Ek en jy is hier om hom te serve. Ek en jy is hier om hom te dien. Nie hy my en jou nie. Jesus ken dit.
Jesus ken dit. Jesus het geweet wat dit beteken om te wag. Vader, nie my tyd, nie my tyd. Het gaan nie oor wat ek soek, het gaan oor wat hy soek. Ek dink Jesus in al sy menslikheid wou 10 teen 1 die water in wyn verander het. Ek kan dink Jesus waar hy gestaan het en net gesê het, let's do it. Maar steeds het hy geantwoord, gesê, Here, u wil, u tyd, nie my tyd nie. Die storie gaan aan, vers 23 se kant. Daarop sê Jesus toe vir hulle, nou 'n hele rukkie se goeters. Die tyd het gekom, dat die seun van die mens verheerlik moet word. Nou is ek diep ontsteld. En wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader, red my uit hierdie uur uit? Maar jy is hier voordat ek gekom, vir hierdie uur. Vader, verheerlik u naam. Toe daar 'n stem uit die hemel uitgekom, ek het my naam verheerlik, en ek sal dit weer verheerlik. En op die regte tyd, het God water in wyn verander, en het dinge gebeur, sodat sy naam verheerlik kan word. Kerk, verheerlik sy naam vanmôre. As hy doen wat jy graag wil hê, verheerlik sy naam. En as hy gaan doen wat jy wil hê, hy moet doen, maar net op die regte tyd wat jy wil hê nie, Here, dan sal ons die naam steeds verheerlik. En as dit gaan beteken dat God gaan glad nie doen wat ek en jy wil hê, hy moet doen nie, Here, dan stel ek steeds die naam verheerlik. Want U is die skepper van die hemel en die aarde, en tog het U my lief. U is die skepper van die hemel en die aarde, en tog wil U net die beste vir my hê, want U het die ewigheid in gedagte. Kyk, terwyl jy wag, God is working. Is hy besig om alles ten goede te laat meewerk vir die wat hom lief het. Hoor mooi, sal hy alles nie soos wat jy dit wil hê nie, sal hy alles ten goede. Dalk nie wat ek en jy wil hê nie, maar sal hy dit ten goede laat meewerk. Terwyl jy bid, verheerlik U naam. Kan ek vir sê waar ek is? Ek's klaar. Ek wil afsluit. Kan ek vir sê waar ek is? Sê vir my moet vra. Ek vertrou die Here met alles in my. Ek vertrou steeds vandag nog dat ek glo dat by God is niks onmoontlik nie. Vandag nog, ek sien dit in my lewe. Ek glo steeds vandag nog dat die naam van Jesus is groter as depressie. Ek glo steeds vandag nog dat die naam van Jesus is groter as kanker. Ek glo steeds vandag nog dat die naam van Jesus gebroke mense kan red en jou kan vrymaak van verslawing, pornografie, dwelms, enigiets. Ek glo steeds vandag nog dat die naam van Jesus, as jy hom aanroep, dat hy jou lewe gaan verander, hy kan jou genees, hy kan verhoudings herstel en hy kan harte restoreer. Ek glo dit. En ek glo steeds vandag nog dat die naam van Jesus deur my en jou soos normale mense werk om sy naam te verheerlik. Ek glo dit vandag nog. Ek glo Jesus kan. En ek glo Jesus wil. En as hy nie doen nie, vertrou ek hom steeds. As hy nie genees nie, vertrou hom steeds. En as hy nie doen wat ek wil hê hy moet doen nie, sal ek hom steeds die eer gee. Verheerlik ek hom steeds. Mense vermoorde, jy is op 'n punt in jou lewe waar jy handdoek wil ingooi. Jy wil optel en jy wil sê, ek kan nie meer nie. Jy is op 'n punt in jou lewe waar jy selfs die vraag vra, Here, ek dink nie jy bestaan nie. Ek wil jou vandag bemoedig. While you waiting, God is working. Sing dit gewoonlik. Ons sing altyd hierdie sang. Even if I don't see it, you're working. Even if I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. Even if I don't see it, you're working. Even if I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop. You never stop. You never stop working. Kyk, hy is reeds besig om dinge te laat gebeur. Hou jy aan glo. Hou jy aan bid. Hou jy aan vertrou. As mense vermoor, jy wag vir genesing. Dalk vir iemand, dalk vir jouself. As mense vermoor, jy wag dalk vir restaurasie en huwelik, en gesin. Jy wag dalk vermoor vir werk, jy wag dalk vermoor vir voorsiening, jy wag dalk vermoor vir wat ook al. Ek weet ek doen dit nie gereeld in die kerk nie, want ek wil nie jy dit moet weerd raak nie. Right, dan kom jy hulle nie meer nie, want dit is weerd. Kom ons raak vir een oomblik weerd. Net vir een oomblik. En as jy weet, jy sit vanmôre hier en jy wag vir God vir iets. Kan ek jou vanmôre vra,
Net waar jy is, of het groot is en of het klein is. As jy vanmôre in 'n season is waar jy vir die Here wag, of jy vanmôre net waar jy is, net kan opstaan. Net kan opstaan. Enigiets. Jy moet nie nou skaam wees nie, jy kan opstaan. As jy weet, jy wag vanmôre vir die Here. En dan wil ek hê almal anders wat sit. Of dalk staan jy langs iemand wat saam met jou wag. Ek jy net jou hand op sy skouer gaan sit. Ten minste almal, iemand van ons, serving hands, help my. Ouens wat sit, staan op, loop uit jou ry uit, kom net by iemand, staan net by iemand wat staan vandag. Kom ons bid saam. Hier is mense wat wag vanmôre. Is mense in 'n waiting season vanmôre? Wat wag, Here? Moeg gewag is, Here. Net moeg gewag is. Is mense vanmôre in 'n season, Here, wat net sê, maar ek kan nie meer, Here. Hoe lank moet ek nog bid vir my kind om terug te kom? Hoe lank moet ek nog vir my man bid om tot bekering te kom? Hoe lank moet ek nog wag? Bestaan nie ooit. Here, dat nie vanmôre as 'n gemeente sal saamkom, Here, dat ons die vanmôre iets kom doen in harte. Die vanmôre kom harte kom genees. Dat die vanmôre kom bemoedig. Here, dat die vanmôre kom antwoorde gee. Dat die vanmôre vir ons kom wys of dalk moet ons iets, dalk moet ek change. Dalk iets is besig om teen my te doen. Maar Here, dat ons vanmôre sal uitstap, nie met 'n swaar gemoed nie, dat ons vanmôre sal uitstap en sal sê, Here, U reg, U tyd sal kom. Ek vertrou U. Kom bring hoop, Here. Kom bring vertroue weer vanmôre, Here. Dankie dat ons as 'n kerk kan saam staan, Here. Ek weet daar waar die Bybel sê dat daar waar unity is, daar's net command to blessing. En dankie dat dit net vanmôre sommer net 'n blessing is, Here, in die teenwoordigheid vanmôre. Kerk, mense, ek staan langs ou wat ek nie eens ken nie, maar hy huil saam met my en hy bid saam met my, Here. Dankie daarvoor. Ons vertrou U, Here, en as U nie doen wat ons wil hê nie, dan ons vertrou ons U, Here. En as U dit nie doen op die regte tyd nie, Here, sal ons U steeds die eer gee. As U nie genees nie, vertrou ons. En ons is okay, so beteken dat ek nooit gaan swanger raak nie. En is okay as dit gaan beteken dat ek nooit die R100,000 salaris sal kry nie. Ek vertrou U. Ek wil terwyl ons soms verstaan. Ek wil met nagmaal gebruik, sommer in hierdie moment. As jy jou nagmaal goeders het. Okay. Hy is 'n bietjie ingewikkeld. Al so klein vel, dun, deurskynende papiertjie. Ek kan hom met so oop krap. Dan gaan jy soos 'n klein broodjie binne kry. En dis 'n simbool van Jesus se liggaam. En hierdie simbool het Jesus gekom vir my en jou, en hy het sy liggaam gegee op die kruis, eerder as ek en jy. Want eintlik was ek al gewees. Kom ek wees nou eerlik met julle, ek was eintlik ek's pretty useless. En ek was eintlik aan daai kruis gehang het. As ek kan onthou wat ek gedoen het op universiteit, ek kan onthou hoeveel keer ek chappies gesteel het met die garage. As ek eintlik 10 teen 'n lankal. Maar Jesus het gesê, Erik, moet jy worry nie, gaan jy nie, ek sal gaan vir jou. En dis die simbool, Jesus het my in jou plek gegaan. Soos jy nou in jou mond sit, saam eet, weet dat Jesus sy liggaam vir my en jou gestuur het. Die tweede gedeelte, stap 2, is 'n bietjie moeilik. Jy gaan hom so vorentoe en agtertoe moet buig, hy het soos 'n lippie daar wat hy breek, daar onder. En dan gaan hy maklik oop gaan, die tweede gedeelte. Change my, ja, dankie Dylan. Vra jy hoe lank sit op? En dit is waar alles change. Die bloed van Jesus. By die bloed van Jesus is ons skoon.
Deur die bloed van Jesus kom was hy. Deur die bloed van Jesus wat gevloei het, elke hou, kom maak hy my en jou skoon. Kan ek en jy vanmôre uitstap en kan weet, Jesus, ons kan Jesus vertrou. Kan ek en jy vanmôre uitstap en weet dat God lewe. Kan ek en jy vanmôre uitstap en weet dat, maak nie saak verlede, maak nie saak wat jy gedoen het nie, maak nie saak hoe bad jy was nie. It's all been washed by the blood of Jesus. That's amazing. So as jy dit drink, jy voel hom sluk hy so af, weet dat Jesus jou vanmôre silwer skoon was, saam met hom. Kom ons gebruik dit saam. Here, dankie, dat ek U vanmôre kan loof en prys, dat ons saam kon nagmaal gebruik, Here. En dankie dat ons kan weet dat U vir ons aan die kruis kom sterf het, Here. Dat ons verdien het eintlik, Here. Ons verdien eintlik die dood, maar as gevolg van U lewe ons. Dankie vir U liggaam. Dankie vir U bloed wat gevloei het. Ons eer U daarvoor. It's amazing. En Here, dankie dat verlede weg is. Sonde weg is. Here, dat U so goed is dat U nooit ooit weer daaraan dink nie, Here. En dat ons dit vanmôre sal let go. Ons eer U. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Kan ons die Here 'n hande klap gee?